Spreuke 28. Goddeloses vlug weg, al jag niemand hulle nie. Regverdiges is so dapper soos leeu's. As daar opstand is in 'n land, wissel die leiers vinnig. As 'n wyse en kundige aan bewind kom, is daar langvastigheid in die land. 'n man wat self arm is en ander arm mense uitbuit, is so stortreën wat alles wegspoel, sodat daar niks kos oorbly nie. Mense wat die wet van God verwerp, praat met lof van die goddelose mense. Mense wat die wet onderhou, weerstaan hulle. Mense wat kwaad doen, het geen begrip van die reg nie. Wie vra na die wil van die Here, verstaan dit volkome. Dit is beter om arm te wees en eerbaar te lewe, as om oneerlik te lewe en ryk te wees. 'n verstandige seun gehoorsaam die eise van God. Een wat hom ophou met ligsinnige mense, bring sy pa in die skande. Wie ryk word deur onbillike rente en onregverdige wins, sal dit moet oorgee aan iemand wat hom oor armes ontferm. Elkeen wat hom doof hou vir die eise van God, sy gebede sal verwerp word. Wie eerlike mense wegrokkel na die verkeerde pad, sal in sy eie struik trap. Mense wat onberispelik lewe, sal goeie dinge erf. 'n ryk man dink dalk dat hy boonop wys is, maar 'n arm mens met insig kan dwars deur hom kyk. Wanneer regverdiges vreugde beleef, is almal bly daaroor. Wanneer goddeloses oorneem, kruip al die mense weg. Wie sy oortredings versooi, sal nie voorspoedig wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Die mens wat altyd versigtig is, sal gelukkig wees. 'n hardkoppige persoon sal in kwaad verval. 'n goddelose regerder is vir sy weerlose volk soos 'n leeu wat brul, en 'n beer wat wil aanval. 'n heerser sonder insig neig om ander te verdruk. 'n regerder wat uitbuiting haat, bly lank aan bewind. 'n moordenaar se gewete dryf hom die graf in. Niemand moet probeer om hom te help nie. Hy wat 'n eerbare lewe lei, sal veilig wees. Iemand wat 'n dubbele lewe lei, sal daardeur tot 'n val kom. Iemand wat sy grond bewerk, sal volop hê om te eet. Wie met nuttelose dinge boer, sal armoede oes. 'n betroubare man sal geseën word. Een wat ten alle koste gou ryk wil word, gaan moeilikheid kry. Dit is verkeerd om partydig te wees, tog sal sommige verkeerd optree vir 'n stukkie brood. 'n geldgierige wil vinnig ryk word. Ongelukkig weet hy nie dat hy 'n gebrek gaan ly nie. Die een wat ander berisp, kry op die einde eerder waardering as die persoon wat ander vlei. Iemand wat sy ouers besteel en dan nog sê ek doen niks verkeerds nie, is so goed as 'n moordenaar. 'n gierige persoon veroorsaak rusie. Wie op die Here vertrou, sal voorspoed ervaar. Wie op sy eie insig vertrou, is 'n dwaas. Wie hom deur wysheid laat lei, word bevry. Hy wat iets gee vir 'n arm mens, sal self nooit iets kort kom nie. Iemand wat sy oë vir hulle sluit, sal vervloek wees. Wanneer goddeloses die regering oorneem, kruip die mense weg. Wanneer die goddelose omkom, floreer die regverdiges. Spreuke 29. Wie hom hardkoppig teen teregwysing bly verset, stort skielik ineen. Niks kan dan weer vir hom herstel bring nie. 'n volk juig wanneer regverdige mense regeer. Hulle sug wanneer goddeloses aan bewind is. 'n man wat lief is vir wysheid, maak sy pa baie gelukkig. Een wat hom besig hou met prostituie, mors sy geld. 'n regverdige koning bring bestendigheid in sy land. Een wat buitengewone belasting wil hê, ruïneer sy land. Iemand wat sy medemens vlei, is besig om 'n valstrik te steel. 'n goddelose mens se eie sonde is sy ondergang. Iemand wat reg doen, kan vrolik sing. 'n regverdige mens gee om vir arme mense se regte. 'n goddelose mens het geen begrip daarvoor nie. Ligsinnige mense kan 'n hele stad op hol jaag. Wyse mense laat gemoedere bedaar. Wanneer 'n wyse man 'n hofsaak maak teen 'n dwaas, sal die dwaas heftig raak en hom beledig. Daar sal nie kalmte in die hofsaal wees nie. Moordenaars haat 'n opregte mens. Eerlike mense help mense wat eerbaar lewe. 'n dwaas bars uit in woede. Iemand wat wys is, hou homself in toom. Iemand wat regeer en hom aan leuen steur, stel goddeloses aan in sy diens.
'n arme mens en sy onderdrukker het een ding in gemeen. Die Here gee aan albei die lewenslig. 'n Koning wat arm is billik behandel in die regspraak sal lank regeer. 'n pak sla en 'n teregwysing bring wysheid. 'n kind wat aan homself oorgelaat is, steek sy ma in die skande. As goddeloses vermeerder, word oortredings ook meer. Die regverdiges sien die ondergang van goddeloses. Leer jou seun wat dissipline is en jy sal gerus wees oor hom. Hy sal jou vreugde verskaf. Wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. As hulle leef volgens sy wet, is hulle gelukkig. Jy kan nie 'n slaaf net met woorde op die regte pad hou nie. Hy sal verstaan wat jy sê, maar tog nie na jou luister nie. Jy sien self daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir iemand wat praat sonder om eers te dink. 'n slaaf wat van kleins af bederf is opstandig wanneer hy groot is. 'n mens wat gou kwaad word, veroorsaak rusies. 'n humeureige mens veroorsaak sonde. 'n mens se hoogmoedigheid lei na vernedering. Iemand wat nederig is, ontvang uiteindelik eer. Iemand wat deel in wat 'n dief steel, gee nie om vir sy lewe nie. Hy word opgeroep om 'n getuie te wees, maar hy durf nie praat nie. Jy stel vir jouself 'n slaguister as jy vir mense bang is. Jy beveilig jou lewe as jy op die Here vertrou. Baie mense soek na die guns van die regerder, maar dis net die Here wat aan 'n mens werklik reg kan laat geskied. Die wat lewe volgens die wil van die Here, verafskie iemand wat oneerlik is. 'n goddelose mens verafskie hulle wat reg lewe. Spreuke 30. Die woorde van Agur, seun van Jake, 'n uitspraak. Die man het vir Itiel gesê, vir Itiel en vir Ukal. Ek is te onkundig om 'n mens te wees. Ek het nie eens die verstand van 'n mens nie. Ek het nie wysheid aangeleer nie. Ek ken nie die heilige God nie. Wie kan na die hemel toe gaan en van daar af onder toe kom? Wie kan die wind in sy 2 hande vashou? Wie kan die waters in sy jas toedraai? Wie het die wye wêreld gemaak? Wat is sy naam en die naam van sy seun? Sê tog as jy dit weet. Elke woord van God is getoets. Hy beskerm elkeen wat beskerming by hom kom soek. Moenie iets byvoeg by wat hy gesê het nie. Hy sal jou straf. Jy sal leenaar genoem word. 2 dinge wil ek van u vra. Moenie dit weier solank ek leef nie. In die eerste plek, keer tog dat ek lieg. In die tweede plek, laat my nie arm of ryk wees nie. Gee asseblief vir my net dit wat nodig is. As ek te veel het, sal ek u verloon en vra, nou wie is die Here? As ek te arm is, sal ek steel en my God se naam beswadder. Moet nooit 'n slaaf vals beskuldig by sy eienaar nie. Hy sal jou vervloek en dan moet jy die gelag betaal. Party mense vervloek hulle pa en weier om hulle ma te seën. Dis mense wat dink hulle is foutloos, maar die vuil kan nooit van hulle afgewas word nie. Hulle is vol hoogmoed en vol van hulle self. Hulle het tande soos swaarde en slagtande soos messe. Hulle teer op die hulpeloses en die armes onder mense. Die bloedsuier het 2 dogters. Die een se naam is Gea en die ander se ook Gea. Daar is 3 dinge, nee, eintlik 4, wat nooit tevrede is nie. Die doderyk, die onvervulde begeerte om ma te word, grond wat uitgedor is, of vuur wat alles wil verteer. Die oë van 'n man wat spot met sy pa en hy wat ongehoorsaam is aan sy ma. Die kraaie in die droë lope sal sy oë uitpik en roofvoëls sal hom opvreet. Daar is 3 dinge wat vir my te verbasend is. Nee, eintlik is daar 4 wat ek glad nie kan verstaan nie. Hoe 'n arend in die lug kan bly, hoe 'n slang teen 'n rots kan uitseil, hoe 'n skip op die see kan vaar en hoe 'n man die hart van 'n meisie wen. Net so verbasend is dit wanneer 'n wellustige vrou haar seksuele sin kry, haar mond afvee en dan kan sê, ek het niks verkeerds gedoen nie. Daar is 3, nee, eintlik 4 dinge wat die lewe op aarde ondraaglik maak. 'n slaaf wat koning geword het, 'n dwaas wat hom vol geëet het, 'n vrou wat nie 'n man kon kry nie en toe tog getrou het,
en 'n bediende wat by haar eienares oorgeneem het. Daar is 4 goed op aarde wat klein is, maar uitsonderlik wys. Mure wat nie sterk is nie, maar tog reeds weet om in die somer kos weg te sit. Dassies wat nie baie krag het nie, maar tog tussen die rotse bly. Sprinkane wat nie 'n koning het nie en tog in gelid beweeg. Geitjies wat jy met die hande vang, maar tog in paleise van konings bly. Daar is 3, nee eintlik 4, wat pronkerig kan beweeg. 'n Leeu, die koning van die diere, wat vir niks uitdraai nie. 'n Oorlogsperd, 'n bokram, 'n koning omring deur sy leer. As jy dom opgetree het, deur jou aan te matig of slegte dinge beplan het, sit dan jou hand voor jou mond. Melk wat gekarring word, maak botter. 'n Hou op die neus, laat die bloed loop. As jy mense kwaad maak, gaan daar rusie kom. Spreuke 31. Die woorde van koning Lemuel van Massa, 'n uitspraak wat sy ma vir hom geleer het. My seun, my kind, wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte afgelê het. Jy moenie jou lewe op vroue verspil nie. Moenie jou lewe deurbring met hulle wat konings laat struikel nie. Lemuel, dit pas beslis nie by konings om te veel wyn te drink nie. Dit pas nie regerings om hulle aan drank oor te gee nie. Wanneer hulle gedrink het, vergeet hulle die wet en laat hulle nie reg geskied aan al hulle arm onderdane nie. Gee sterk drank vir hulle wat besig is om dood te gaan. Laat hulle wat neergedruk is wyn drink. Laat hulle drink om te vergeet hoe arm hulle is. Laat hulle vergeet van hulle sorge. Praat namens hulle wat nie self kan praat nie. Verseker dat daar reg geskied aan hulle wat hulpeloos is. Maak oop jou mond en lewe regverdige uitsprake, laat reg geskied aan armes en ellendiges. Waar sal jy 'n knap vrou kry? 'n Goeie vrou is meer werd as edelstene. Haar man het volkome vertroue in haar. Hy pluk die vrugte van haar werk. Haar hele lewe lank bring sy vir hom net voordeel, nie ellende nie. Sy kry wol en vlas in die hande en verwerk dit met genoeg. Sy is soos die handelskepe, van ver af bring sy haar kos in. Sy staan op as dit nog nag is. Sy maak ontbyt vir haar huisgesin. Die dag se werk deel sy aan haar slavinne uit. Sy bereken die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy plant 'n wingerd daarop met die geld wat sy verdien. Sy werk baie hard, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy kyk of haar transaksies winsgewend is. Haar lamp brand deur die hele nag. Sy werk met die spinwiel. Haar hande is bedrywig met die weefbalk. Haar hand is oop vir die armes. Sy is vrygewig teenoor behoeftiges. Die wintersneeu hou geen vrees in vir haar huisgesin nie. Hulle het almal warm klere. Sy maak vir haarself dekens. Sy dra goeie klere van linne en wol. Almal in die poort ken haar man. Hy dien op die raad van die leiers van die land. Sy verkoop die klere wat sy maak en voorsien handelaars van gordels. Sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid, sy gee raad saam met liefde. Sy hou toesig oor alles wat in haar huis gebeur. Sy verdra nie luiheid nie, haar kinders staan op en prys haar. Haar man spog met haar. Daar is baie knap vroue, maar jy is die beste van almal. Skoonheid is soms misleidend. 'n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. 'n Vrou wat ontzag het vir die Here verdien om geprys te word. Gee vir haar die waardering wat sy verdien. Laat sy erkenning geniet in die stadspoort op grond van alles wat sy gedoen het.